Wolf Meyer sit die ligte aan hier op Milie FM kos vir jou ore. En dit is nou vir my groot eer en voorreg om goeiemôre te sê vir Charles Deacon. Hy kom praat so 'n bietjie oor die Buddy Run. Nou ek gaan net so 'n bietjie van die lig af gesels. 'n Fenominale goeie doel. Vertel vir ons Charles, eerstens goeiemôre en welkom by Milie FM. Môre Johan, ja, baie dankie. Dankie dat julle ons vanoggend kansie gee om met julle te gesels oor 'n saak wat ons baie na aan die hart lê. Ek het hoendervleis gekry toe hy vir my vertel daaroor. Deel dit met die luisteraars ook. Waaroor gaan die Buddy Run? Die Buddy Run is jaarlikse fondsinsamelings bymekaar kom van al die Dogs of War. Die Dogs of War is 'n motorfietsklub. Het begin as 'n assosiasie in 2016 klein begin. En hy het gegroei, nou ons is op tans, ek praat nou van die lede, ek praat nie van ons vrouens en so wat bykom wat ook lid is nie. Ons is tans seker so 200 lede in die land wat aktief is. Ons is maar almal ouens wat uit die ou weermaggeledere kom, het sy dienspligtig of staande maglede. Die Dogs of War se doelstelling is om na ons mede-oud-veterane te kyk. Ons kyk na die wat swaar kry, ons kyk na die wat hulp nodig het, enige iets in daai lyn wat te doen het met veterane sorg. So die Buddy Run gaan oor 'n nasionale byeenkoms wat hier in Bloemfontein gehou word by Middelwater. Ons begin die Vrydag die 31 Oktober begin ons daar by mekaar kom. Daar's kampplek. Daar is kostalletjies, daar is klerestalletjies, daar is 'n groot, dis 'n groot saamkuier. Daar is ook 'n konkurs vir veteraan motorfietsse of vintage goed, custom goed, classics en daai kategorieë. Daar's biker games, al daai klas van goed en ons wil baie graag hê Bloemfontein se gemeenskap moet ons kom ondersteun. Dis vir 'n baie goeie doel. Ek het vir jou van die lug af genoem wat ons al als gedoen het. Ek weet nie of jy wil hê ek moet dit weer. Ja, asseblief, vertel vir die mense, wat doen julle alles? Ons sal tipies goed doen, soos onlangs het ons vir 'n ou veteraan wat 'n staande maglid was, sy heup opgepak. Ons het vir hom heupvervanging gehelp bewerkstellig. Dit gaan baie goed met hom. Dan is daar 'n groot behoefte is baie keer onder veterane wat later as gevolg van of 'n ou besering of diabetes 'n been sou verloor of so. Ons help hulle met die vervanging van die protese of ons dra by as daar tekorte is of sulke goed. Ons het al suurstofmasjiene vir mense beskikbaar gemaak. Ons voorsien reisstoele en looprame en daai goed. Nou nie op 'n meriete basis. En as ons die goed aan jou voorsien, dan dit is gemerk Dogs of War. So as jy dit eendag nie meer nodig het of jy's nie meer daar nie, dan kom dit terug na ons toe, dan herversprei ons dit. Ons help ook met PTSD behandelings, want daar's nog baie PTSD wat daar buite rondloop. So ons doen daai tipe van goed. Ons hoofdoel is om na veterane te kyk en ek wil beroep doen op Bloemfontein se gemeenskap. Al is jy nie 'n aktiewe Dogs of War lid of 'n aktiewe biker nie, kom woon die dag by. Kom vertel jou stories. Kom kuier saam met die ouens, want daar is letterlik manne wat uit elke dissipline van die weermag gekom het. Van infanterie, pantser, medies, alles is daar. Of almal is daar. Ek sê altyd die Bosoorlog is daai oorlog wat almal wil hê jy moet probeer vergeet. Ons gaarder my ouderdom sal dit altyd onthou, want dit was ons ooms en ons paas wat betrokke was daarbey. Correct. En die jonger generasie weet nie eers daarvan nie. En hulle besef nie hierdie probleme wat daar is na 'n man in oorlog was, wat daar wel ontstaan nie. Ja. En dit is so half of die meeste van die mense van nou, kom ons vergeet daarvan. En dit is so great om mense te kry soos julle, wat eintlik sê, luister, die ouens wat daar deur is. Die ouens wat dit moes deurmaak en probleem het. Ons is hier, ons wil julle help. Ja, dis presies waaroor dit gaan. Dit gaan nie daaroor om stories wat seer is weer oor te vertel. Hoegenaamd nie, maar dit gaan oor die goeie tye onthou.
En as jy dit regtig op die keper beskou, as jy met ouens praat en net weer by mekaar kom en ons bly om mekaar te sien, want ons word minder, moenie 'n fout maak nie, die generasie is besig om voor die bome val. So dis 'n tipe van 'n debriefing in jou kop, as ek daai woord mag gebruik. Dit sal lekker wees, ons het, nou dat jy daaraan raak, ons het ook jonglede, wat nooit in die weermag was nie, wat dieselfde missie en visie as ons ondersteun en support. Ons trek hulle ook in. Hulle is ook daar. Ons het heelwat lede wat nooit in die boots geloop het nie. Maar hulle is daar omdat hulle paas en hulle ondersteun die saak. So ons het baie ondersteuning van die wyeer gemeenskap wat dit aan betref, maar ons wil dit groei. En dis my beroep vir oggend, van Vrydag die 31 Oktober af, die groot dag is Saterdag die 1 Oktober. Dan is dit, ons begin met 'n mass ride, ons kom 8:30 by mekaar vir 9 uur wegtrek daar by pitstop, by Shell pitstop, en dan ry ons as 'n groep uit Middelwater toe. En dit word bygewoon deur al die motorfietsklubs in Bloemfontein, almal wat daar kan wees is daar. Daar is ook wat ons noem 'n non-patched lid, hy ry nie vir 'n klub nie, almal is welkom. En as jy nie 'n motorfiets het nie en jy wil saamry, dan kom jy met jou kar. Daar's plek vir almal. En ja, daar's genoeg dinge wat prettig is, wat lekker is. Ons het 'n klein veiling wat ons hou van memorabilia of goed wat uit die weermag uitkom wat mense kan koop. Goed wat geskenk word met wapens op en daai tipe van goed. So die groot dag is maar eintlik die 1 November, daai Saterdag, en dis die dag wat ek Bloemfontein daar soek. Bloemfontein gemaak draai ondersteun hierdie fantastiese inisiatief saam met die Buddy Day. Nou, jy het gepraat van boots en ek moet dit net noem. Daai T-shirt van jou. En jy het nou gepraat van die boots. Vertel ons 'n bietjie meer van daai T-hemp van jou. Hierdie T-hemp het 'n stel boots op wat sê, for every veteran that walked in boots, we will walk the extra mile. Dis fantasties. En dis maar waaroor ons eintlik gaan. Ek wil net iets by sê, Johan, ek het dit vergeet. Asseblief. Die toegang vir die dag is R100 per persoon per dag. En dit sluit jou bandjie in en 'n pin en sulke goed wat jy, dis so 'n tipe pin wat jy kan kry. Elke jaar is dit 'n ander tema. Hierdie jaar is dit byvoorbeeld die Geniekorps wat geonder word. Volgende jaar gaan dit byvoorbeeld wees die 3-2 manne. Dis fantasties. So ek ja, dit lê ons na in die hart. Dus die kosstalletjies is nie duur nie. Die goed wat daar te koop is nie, die drank is baie billik. Jy gaan sukkel om dit teen beter pryse in Bloemfontein te kry. Maar dis maar die goed wat vir ons die geld maak. En dan natuurlik enige donasies is welkom. Ons het verlede jaar het 'n vrou ons gebel en gesê haar man is oorlede en sy protese lê daar. En haar protese het by ons in die kantoor gestaan vir seker so 6 weke, 8 weke, en toe het ons 'n veteraan in Bethlehem se wêreld wat die protese nodig het. En hy loop vandag. Yes. Dis great. So. Nou, as die luisteraar wil betrokke raak, is daar 'n kontaknommer, 'n bietjie meer inligting wil kry. Met wie kan hulle gesels oor die Buddy Run? Johan, hulle kan met my gesels as hulle wil. Ek is net ontsettend besig. Ek staan nog in 'n voltydse werk ook. Ek gaan my nommer gee, maar ons het 2 ander lede wat ons treasurer en ons visiepresident. Ek wil net die ding hier oopmaak dat ek nou nie vir jou die verkeerde inligting gee nie. Ekskuus, my eie nommer is 082496 2629 en dan die poster wat julle versprei op julle netwerk het ook die nommers op van Jurgen en Annelies. Jurgen is ons visiepresident, Annelies is ons sekretaresse, penningmeester,
die generaal van die finansies. Generaal, die een wat sê waar word wat spandeer. Charles, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie vir jou tyd wat jy afstaan, 'n bietjie met kom gesels het hier by Milie FM. En sterkte, en weer eens, baie dankie vir die fantastiese projek wat julle aanpak, en dankie dat julle iets doen vir die veterane. Baie dankie, Johan. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Bly geskakel net hier op Milie FM, dis kos vir jou ore.